gaan ons lees uit Psalm 3, en in my gedagte was dit my laaste Sondag vir 'n hele rukkie. Dit is dalk so, dit is dalk nie so nie, tyd sal leer, maar ek het net gelei gevoel om hieroor met u te praat, so kom ons gaan saam lees Psalm 3, is welkom om die Bybel te volg, of op die bord gaan ek hom ook sit, want dit is 'n lang Psalm nie, en ons lees vir u saam vanaf vers 1 met en tot vers 9. 'n Psalm van Dawid toe hy gevlug het vir sy seun Absalom. O Here, hoe het my teenstanders vermenigvuldig, baie staan teen my op, baie sê van my, daar is geen heil vir hom by God nie, maar u Here is 'n skild wat my beskud, my eer en die een wat my hoof ophef. Luid roep ek die Here aan, hy verhoor my van sy heilige berg. Ek gaan lê en aan die slaap mag raak. Ek wil net weer kyk daar. Ek het gaan lê en aan die slaap mag raak. Ek het wakker geword, want die Here ondersteun my. Ek sal nie vrees vir 10.000 van mense wat rondom my gereed staan nie. Staan op, Here, verlos my, my God, want u het my vyande op die kakebeen geslaan, u die tande van die goddelose stikkend gebreek. Die heil behoort aan die Here. Laat u seën wees oor u volk. Net tot daar uit die kosbare woord van die Here, vriende, en ons gaan met u praat oor hierdie besondere tema, en ek het baie gewonder hoe ek die boodskap gaan verwoord in 'n tema, en dis wat my hart uiteindelik lewend geword het, is duister lig geloof. Nou sal die Heer vir ons dadelik my sê, daar is nie so 'n woord nie, dominee, jy is heeltemal reg, maar vir die prediking is daar so 'n woord. So daar's baie woorde wat ons in die temas gebruik, wat nie altyd by die skool gaan hoort nie, maar dit gaan nou sien as die boodskap ontvou, hy definitief ons kom eintlik laat opneem in die Suid-Afrikaanse hat, want hy sê baie duister lig geloof. Nou vriende, wanneer ons nou dink aan hierdie Psalm, dan begin hy baie donker. Dis werklik 'n dooie, donker Psalm. Hierdie Psalm is gebore uit duisternis. Hy is gebore uit absolute wanhoop. Maar in hierdie Psalm, soos hy vorder, gaan hy agterkom, gaan die lig stadig deurbreek. Vandaar my tema, duister lig geloof. Nou vriende, ek wil hê, jy moet die prentjie sien, en ek gaan hom vir jou opsit, maar hy sê nie veel nie, maar dis die naaste kon kry van wat hier gebeur. Hier is die koning van Israel, Dawid. Hy was vir baie jare koning. Hy was die koning van alle konings. Vriende, op die stadium toe die Psalm geskryf is, was daar geweldige politieke opstand vanuit sy eie huis, en sy eie seun gaan nou op hom jag maak. En hy as koning word van sy troon afgehaal. Kyk nou mooi, hy vlug kaalvoet uit Jerusalem uit. Sy troon is weggeneem. Sy raadgewers die naaste aan hom draai teen hom, en die volk is op pad om 'n ander koning te kies. Vriende, hierdie was deel van sy lewe wat na sy sonde met Salomo se ma gebeur het. So ons weet dat die kind wat gebore is uit sy sonde is oorlede. Dit was deel van die gevolge van sy sonde. En ook dit wat ons hier sien, vriende, was deel van die gevolg van sy sonde wat hy as koning gepleeg het. So ek wil hê jy moet die prentjie kry. Hy vlug uit Jerusalem, maar kry net die konteks. Hy was die koning. Hy het op die troon gesit. Hy was die mees suksesvolste koning van alle tye. En hy vlug letterlik kaalvoet uit hierdie Jerusalem uit. En dan die verskriklike woorde wat hom toesnou, vers 3. Daar is geen heil vir hom by God nie. Wat eintlik sê, God het hom verlaat. Sy sonde het hom uiteindelik ingehaal. Hierdie keer sal hy nie gered word nie. Dis wat hulle hom uitspreek. En ek lees vir jou in konteks 2 Samuel 15 vers 30. En Dawid het die hoogte van die olywe opgeklim, terwyl hy altyd deurloop en ween. Sy hoof was bedek,
en hy het kaalvoet geloop, en al die mense wat by hom was, hulle het elkeen sy hoof bedek en opgegaan en aldeer geween. So was 'n klein groepie wat saam met hom vlug, wat ween, maar dit is die prentjie, wat u in die gedagte moet kry van Psalm 3, 'n duister prentjie. 'n prentjie van sonde, 'n prentjie van oordeel, 'n prentjie van gevolge daarvan, en mense wat teen jou draai, en is alles deel van die donker prentjie wat hulle hier bevind. Maar vriende, wanneer ons die Psalm nou oopbreek, dan gaan ons sien, daar is 3 gewellige rigtings waarin jy trek. Nou, dink vir jouself, die oomblik, as jy hier sit, jy word in 3 rigtings getrek. Ek het 'n prentjie in my kop, maar hy's te wreed, so ek gaan dit nie gebruik nie. Maar kom ons sê, jy staan hier, jy word in 3 rigtings getrek, en dis presies wat hier gebeur. Hy word uiterlik een kant toe getrek, want wat gebeur met hom? Hy hardloop letterlik uit Jerusalem uit as die koning kaalvoet. Uiterlik is dit 'n geweldige stuk spanning. Innerlik is die vraag, Here, hoe het ons hier gekom? En dan is daar ook 'n geestelike trek om te sê, ja, die Here het jou verlaat, dis klaar met jou, dis verby met jou. En daai goed trek so aan Dawid, en dis waar ons moet inval om te sien, dit is die konteks en die prentjie van waar ons kom. Maar soos dit hierdie donker Psalm beweeg, breek die lig deur, en kom ons uiteindelik by iets baie wonderlik uit later in hierdie Psalm. Maar ek wil hê, jy moet baie mooi kyk, wat is hierdie? Psalm 3 is eintlik 'n lied van 'n gelowige, wat leer om te rus, nie omdat daar die gevaar weg is nie, omdat God teenwoordig is. So dis is 'n lied van iemand wat leer om te rus, ten spyte van al die uitdagings. Al is die uitdagings daar, God is teenwoordig, en dit was vir hom genoeg om die lig te laat deurbreek. So Psalm 3 antwoord dan die vraag, hoe lyk die geloof in die duisternis wanneer God se kind alles verloor het, behalwe sy geloof in God? En vandaar ons tema, duisterlig geloof. Nou vir ek gaan vir julle 4 kort punte uithaal uit hierdie gedeelte uit Psalm 3. Kom ons begin by die eerste een. Duisterlig geloof ontken nie die werklikheid van die pyn en die nood nie. Ons vind dit in Psalm 3 vers 1 tot 5. Hy sê presies wat daar gebeur het. En nou kyk na sy woorde. O Here, en hy het dit nie onder die klip gaan uitsluister nie. Dit was hier binne 'n uitskree, o Here, my teestanders vermenigvuldig. Hulle staan teen my op. En baie van hulle sê, daar is geen heil vir jou by God nie. Dis wat Dawid hier beleef, en dit is 'n werklikheid om te sê, ek ervaar die pyn van die lewe. En hier is die probleem waarmee so baie mense vandag sit. Dat wanneer ons by hierdie pyn van die lewe uitkom, wanneer iemand met 'n siekte gediagnoseer word, maar daar geen hoop is nie, wanneer iemand sy werk verloor of deur 'n egskeiding gaan, wanneer daar dood intree wat niemand verwag het nie, en dit voel of die wêreld om ons toepak, kan ons soms so geestelik wees. En daar is 'n regte tyd vir geestelik, maar daar is 'n tyd wat ons moet erken, ek het pyn. En my boetie en sussie het pyn, en dit is seer wat hulle deurgaan. So wanneer ons met mense werk met pyn, wanneer ons mense gaan besoek met pyn, laat jou woorde min wees, maar laat jou hart groot wees. Laat jou woorde smal wees, maar laat jou skouers breed wees, want ons moet toelaat dat ons die pyn voel. Ons moet erken ek het seer. Ek moet erken ek is nie reg gesteek. Ek moet erken ek het misluk. Ek moet erken ek het sonde gepleeg, en ek staan op en ek vat hierdie, verskoon my Engels uit, ek 'n punch. Ek staan op en ek sê, Here, ek het seer. Here, ek is teleurgesteld. Here, ek het droog gemaak. Here, ek is so uitgelewer. Ek voel of ek gebruik is soos 'n lemoen wat hulle uitsuig, en as jy klaar is, gooi hom in die hoek. Dis waar ons vir Dawid bevind, en dis waar so baie van ons soms kom. En dan wil ons dit so geestelik maak. Nee, vriende, ons leer hier by Dawid dat ware geloof ontken nie die werklikheid van my nood nie. So wanneer ek 'n nood het, kan ek dit erken. Ek kan sê, Here, ek het seer. Here, ek is teleurgesteld. Here, ek is bekommerd, ek is besorg. Here, dis onhanteerbaar. Jy kry hierdie geestelike ouens ook in Job. Onthou toe die godsman alles verloor het, wat het sy vriende gedoen? Kan jy onthou? Ja, nee, jy het weer droog gemaak, dis hoekom dit nou gebeur. Onthou jy dit, daai boek? En dan gelees jy om deur, dit was nooit so nie.
Onthou jy vir die Here Jesus op die kruis? Toe hulle klaar met hom was en hy daar op die kruis hang, wat sê hulle? Ja, nee, ander kon hy help, maar laat hy homself nou help. Dieselfde ding. Hy is eintlik maar deur God verlaat. Ander kon hy help, maar kyk, waar is hy nou? Sien nie die beginsel wat kom vanuit die wêreld? En ons moet soppat hierdie beginsel nie in die kerk insluip nie. Want as mense swaar kry en is besighede toemaak en wat 'n egskeiding is, of waar gebeur slegte harde goed, om nie daar te kom waar die wêreld kom en waar baie mense kom, om dit vir mense harder te maak nie. Dawid erken hierdie pyn. Hy sê, dis my werklikheid, en hy skryf dit in 'n psalm vir almal om te lees. En die vyand doen dit steeds, vriende. Hy fluister in jou oor, ja, die Here het jou gelos. Ja, dis omdat jy nie op die regte pad is nie. Ja, is omdat die seën van die Here van jou af is. Dis hoekom jy nou daarin is. En daai stemmetjie word deur jou vlees, wil ek sê, is opgedra nog bietjie verder. Ja, jy is in hierdie toestand van die Here het jou verlaat. Jy is hier, nee vriende, moenie daai stem toelaat nie. As jy 'n weergebore kind van God is, 'n oorgawe aan God, en jou pyn kom en gaan sê vir die Here, Here, hier is my pyn, ek beleef dit, ek ervaar dit, en daai stemme wat na jou kant toe kom, stuit jy in Jesus naam. En jy sê vir hom, net soos Job, ek is God se kind, en as God dit toegelaat het, sal ek deur dit kom. Kom ek gee vir illustrasie. Wat gebeur wanneer 'n huis uitbrand? Wat is die eerste vraag wat gevra word? Wie's die eienaar? En is baie keer so ook met ons lewens, wanneer ons goed en ons verkeerd gaan, dan wil ons weet, nou waar is die eienaar en wie is die eienaar? Ja nee, is omdat hy of sy werk van die Here, wat nou gebeur dit. En dan kom ek help jou net weer eens reg, en ek het al baie veel gesê, daar's twee uiterstes wat jy moet baie versigtig wees. Die eerste een is die gesondheids- en voorspoedsteologie. Dis daai teologie wat sê, as jy God aanneem, gaan hy vir jou gee, en jy gaan gesond wees, en jy gee om te ontvang. Dis van die bose. Maar vind nou, die ander pool is ook waar. Daar's ander mense wat dink hoe armer jy is, hoe eenvoudiger jy is, en daarom het hulle self van afsondering kloosters en op harde beddens geslaap en basies brood en ryswater gedrink. Dis weer 'n ander pool. Nee. Ons loop in die middel. En as my huis brand, dan brand hy, en dis my realiteit. Ek gaan nie toelaat dat die ou fluister vir my kom, die vyand vir my kom fluister nie. Jou siekte, jou egskeiding, jou ongeluk, deurdat jy jou werk verloor, dis omdat God weg is. Nee, basta dit nie, dis nie waar nie. Kom ek sê vir jou hoekom is dit nie waar nie, want Jesus self het gesê. Dit ek vir julle gesê dat julle in my vrede kan hê. Kyk mooi na sy woordspeling. Dat julle in my vrede kan hê. Nou luister dit mooi. In hierdie wêreld of in die wêreld sal julle verdrukking hê. Kom ons stop daar. Wat is daai verdrukking? Vind dit is 'n oop vee. Dit is so wyd soos die oseane. Daai verdrukking is, Jesus sê, julle gaan dit hê. Maar hy sê, in daai verdrukking, hou goeie moed. Hoekom? Want ek het die wêreld oorwin. Baie keer is die tydperk wanneer daar God stil is, dan sê ons, jy het misluk, hy's weg. Nee, hy's nie weg nie. Hou vas. Erken jou pyn, noem dit by die naam. En weet, nou kom ek vat jou na baie interessante teksvers toe, jy moet hom mooi lees. God praat met sy volk Israel, en ons weet, ons is ook eiendom van God nou in Christus en sy kerk. So daarom kan ek op myself toepas, en die Nuwe Testament gaan ook bevestig. Maar hy sê, maar nou sê die Here, jou skepper, o Jakob, jou vermeerder, o Israel, wees nie bevrees nie, want ek het jou verlos, jy het by jou naam geroep, jy is myne. Sit jou naam in daar, as jy kind van God is. Nou luister jy na die belofte van vers 2. As jy deur die water gaan, is ek by jou. En as jy deur die rivier, is jy nie oorstroom nie. En as jy deur die vuur gaan, sal jy jou nie skroei nie, en die vlam sal nie brand nie. Kom ek sê vir jou, hoe lees baie mense dit? As jy verby die water gaan, as die water by jou verby gaan, wat staan daar? As jy deur die water gaan, in daai krisis, in daai vraagstuk, in my duisternis, sê dit, terwyl jy deur die water gaan, ek is saam met jou. Maar hy gaan verder, as jy deur die vuur gaan, en hoe, ons moet nie deur die vuur gaan nie, ons moet om hom gaan, of ons moet 'n brandblusser, nee, luister wat staan daar, as jy deur die vuur gaan, is ek saam met jou. En weet jy, dis hoekom dit belangrik is, dat wanneer ons deur hierdie goed gaan,
of iemand anders om toe te laat dat mense voel, om toe te laat dat mense huil, om toe te laat om jou hart met die Here te deel en te Here, ek is nie vandag so geestelik dat ek dit wegmaak nie, ek het seer, ek is teleurgesteld, want God weet in elk geval wat in jou hart aangaan. So deel dit met hom. En dis die eerste gedagte ons lees, en Jesus kom gee deur sy woord vir ons hierdie belofte, wat daai een bo net kom vergroot. Ek sal julle nooit begewe en julle nooit verlaat nie. Onthou ek het weer geleer met die cat and dog theology, vir elke belofte is daar 'n, help my, voorwaarde. Moenie net beloftes gryp nie, vriende. Vir elke belofte is daar voorwaarde. Wat is die voorwaarde? Julle gedrag moet vry wees van geldgierigheid. Wees tevrede met wat julle het, want hy het gesê, ek sal nooit begewe en nooit verlaat nie. So in daai oomblik wanneer ons die pyn beleef, dan gaan ons sê, Here, ek erken die pyn. Ek ween oor U oor die pyn. Of ek gaan ween namens iemand anders oor die pyn. Ek gaan buig voor die Here vir ander se pyn, want dit is 'n realiteit wat ons in die gesig straal en dit maak ons seer, dit maak ons tot soms bang. So hier is dit, Here, kom ons kyk uit ons sisteem uit, ons sit by sy voete neer. Maar 'n tweede gedagte ek sien by hierdie gedeelte, duister lig geloof verander van fokus, van rondom na bo. En dis nou presies wat Dawid nou hier gaan doen. Kyk nou mooi wat sê. Kyk wat is die oorgangssin. Hy sê, dit het gebeur en dit het gebeur, en hulle sê, daar is geen redding vir jou by God nie. Maar U, Here, is 'n skild wat my beskut. My eer en die een wat my ophef. So, wanneer ons pyn by die naam noem, wanneer ons toelaat dat ons pyn voel, wanneer ons geestelikheid vir 'n oomblik bær om te sê, hier is my pyn en dit is seer. Luister mooi, ek bly nie daar nie. Ek gooi nie anker by die pyn nie. Ek erken dit, want dit maak my vry voor die Here, maar ek bly nie daar nie. Ek verander my fokus van dit wat rondom my is, na hom wat bo is. En dis wat hy sê, maar U, Here, is my skild wat my beskut. Daai mooi groot woordjie van maar. Maar wat sê Dawid? Ek het my oë nou afgehaal van hierdie seer. Ek het my oë afgehaal van hierdie teleurstelling. Ek het my oë afgehaal van skuldgevoelens vir myself. Ek het my oë afgehaal van vra, waar is God? Ek het my oë afgehaal, ek is klaar daarmee, ek het dit gevoel, ek het dit beleef, nou kyk ek op. En ek maak hierdie verklaring. En hy noem 3 verbondsverklarings hier, vriende. Die Here is my skild wat beskut. Die Here is my eer, die Here is die een wat my hoof ophef. Kos gaan hulle vinnig met jou hanteer. Die Here is my skild wat beskut. Hy kyk na die Here en hy sê, en die oorspronklike woordjie hier, vriende, is nie daai groot skild wat die gladiators gebruik het om mee te veg nie. Dis nie waarvan hy praat nie. Daai is 'n ander Hebreëse woordjie. Daar is wat die weermag ouens gebruik, 'n baie groot skild. Dat as jy net gaan kniel agter hom, kan jy maar skiet. Dis 'n groot skild. Hy sê God is hierdie groot skild wat my heeltemal bedek. God beskerm my nie net 'n deel nie, maar hy is my beskerming teen die aanval. En daardie skild, soos ek sê, weer eens is 'n groot skild. Dawid sê dis 'n groot skild wat ek vashou. Hy praat hier 'n verbondstaal, vriende. Want hy is deel van die verbond, en hy is in die bloedlyn van Christus Jesus. Hy is in die geslag van Abraham, maar hy is in die bloedlyn van Christus Jesus. Hy is Christus Jesus se oer-oupa. In hierdie lyn gaan Jesus gebore word. So hy is my skild. Dit is daardie taal. Nou gaan kyk in die verbond van God met Abraham. Moenie vrees nie, Abraham. Ek is vir jou 'n skild. Weereens, ek is jou beskerming. En jy kan gaan kyk na die lewe van Abraham. Dit was net so. Nuwe Testament, dieselfde waarheid. As God dan vir ons is, wie kan teen ons wees? Weereens, wat is die voorwaarde? Dat ek en jy gered is, dat ons werklik met die Here wandel, dat ek in oorgawe met die Here loop, en in daai opsig sê Romeine 8, as die Here vir ons is, wie kan teen ons wees? Wat 'n donker kan hierdie lig wat in my gaan opkom nou uitblus? Geen een nie. Weet jy dat my baie keer dink aan hierdie kind wat langs die pad stap. Is 'n besige snelweg met karre en groot vragmotors op en af, en hulle stap so langs die pad, maar aan hierdie seentjie se hand is sy pa. En sy pa word
die buffer tussen hom en die verkeer. Hulle stap hierdie kant. En hy praat met sy pa oor alles op die aarde. Hy vergeet van daardie kar. Hoekom? Want sy hand is in sy pa se hand. En sy pa is sy skild wat vir hom uitkyk, en daarom vrees hy nie. En God is dieselfde vir elke kind van God wat dit vir homself wil aanvaar. Maar die tweede wat hy sê, maar God is ook my eer. Hy sê die Here is die skild wat my besket, my eer. So wat sê hy hier? Hy sê uiteindelik, God is my eer. Absalom het Dawid se eer gesteel. Hy het vir Dawid verneder. Simei het vir Dawid vervloek. Hulle jaag hom kaalvoet uit Jerusalem uit. Maar Dawid kom met die lig tot sy beskikking. Hy sê, wie wat? My waardigheid hang nie af van mense se opinie nie. My waardigheid hang nie af van wat hierdie klomp sê nie. Want die Here is my eer. Daar begin sy geestelike identiteit deurkom, die Here is my eer. En wat hy sê gaan hou. Vriende, wat maak daardie medalje wat om hierdie man se nek hang waardevol? Kom ons sê gou vir jou, geef jou twee scenario's. Kom ons sê ons het vandag boeresport hier by die kerk. En ons het 'n kompetisie. En ons kom by hierdie een kompetisie. En een ou daag op. Net een ou. En hy neem deel, en hy gooi, en hy maak klaar, en hy wen. En ons kry nou 'n medaljetjie en ons hang om sy nek. Wat is die waarde van daardie medalje? Help my. Niks. Die waarde van die medalje lê in dit, wie dit vir jou gee. So hoekom het daai medalje op hierdie ou se bors geweldige groot waarde? Want hy's gegee deur die Olimpiese span van die wêreld. Hy's deelgeneem uit al die lande in die wêreld, het hy gewen. Dis hoekom daardie medalje die moeite werd is. Vriende, die Bybel sê ek en jy speel en werk nie vir welke krans nie. Ons gaan uiteindelik die medalje van Christus Jesus kry. En daarom uiteindelik is ons roeping die hoogste. Kolossense 3:23, wat julle ook al doen, doen dit soos vir die Here, nie vir mense nie. 1 Korintiërs 10:31, wat julle ook al doen, of julle eet of julle drink, wat julle ook al doen, doen dit tot eer van die Here. Ons leer dit in Cat and Dog Theology vir u, dis die hoogste roeping wat jy en ek kan vasmaak, as ek dit kan vasmaak om te sê, elke asemteug tot sy eer, elke gesprek tot sy eer, elke gedagte tot sy eer. Maar vriende, ons lewe in 'n wêreld waar mense hulle eer probeer bou op posisie, op sukses, op reputasie, op geld, op voorkoms, op vriende, tot in die politiek, en daar's baie. Maar wanneer ek en jy mooi daaraan dink, al die goed waarop mense so ag gee, kan jy en ek besef, in een oomblik kan jy dit verloor. Daarom het Jesus self gesê, wat baat dit jou as jy die hele wêreld win, maar aan jou siel skade ly? So moenie jou eer gaan soek by mense nie. Moenie jou eer gaan soek in wat jy besit nie. Gaan soek jou eer in die Here. En baie kinders van God word afgebreek deur mense wat jou sleg sê. Deur 'n baas wat jou sleg met jou handel. Mense wat vir jou goed sê, veral jong kinders wat mense vir jou sê. En daai goed bly ons by tot die Here vir jou die lig kan gee om te sê, maar dit is nie waar nie. Dis nie waar nie. Kom ek gee vir jou baie klein stukkie van my eie getuienis, en dit is my altyd soveel werd as ek hier kom. Toe ek 'n jong seun was in die hoërskool, dink staan 6, het 'n ou juffrou wat so vol kwaad was. Haar vingertjie so my gesig gesteek en sê, jy sal niks in hierdie wêreld word nie. Ek het dit vir 34 jaar geglo. Tot die Here hierdie ding opgebring het, ek moes dit gaan uitgrawe en ek moes erken, wow, kyk hoe hierdie goed my gevorm. Moenie dat mense se opinie, moenie dat onderwysers se opinie of enigiets se opinie jou eer bepaal nie. God is die een wat vir ons die eer daarvoor gee. Kom ek vat jou deur en ek wil net hê jy moet die prentjie sien. As jy 'n vriend van die koning is jy nie deel van daai ons drrrr in die agtergrond agter hy berg. Wat as jy hier by die koning se voete sit? Jy's sy gunsgenoot. Het jy enigiets te doen met die ou wat daar agter hy berg is in die agterkant? Wat kan hulle aan jou doen? Kom ons sê hulle skree agter die berg, jy is 'n loser. Jy is wat ook al, maar jy is die koning se vriend.
Gaan jou steur aan die mense? Nee. Kind van God, die koning van alle konings is jou koning. Hy is jou verlosser. Luister na hom, hy is jou eer, dat hy jou identiteit bepaal, nie mense nie. Nog 'n prentjie gee. Wanneer jy deel is van 'n leeuspan, hoekom sal jy jou steur in 'n klomp muishonde? Hoekom sal jy jou steur in 'n klomp jakkalsies? Vriende, jou identiteit is in God gesetel. Jou eer is by God, nie by mense nie. Jy moet jou lewe inrig om dit te akkommodeer, dan stuur jy nie aan die muishonde en die jakkalsies nie, want jy weet wie is. Ons het die lam van God ontvang, en na die wederkoms kom ons saam met hom terug as die leeu van Juda. In Jerusalem kom hy in met 'n donkie. Hy kom terug openbaar op 'n wit perd. En dan sal die wêreld hom herken. Jy's deel van die leeuspan. Laat dit jou eer en jou identiteit word. Maar hy gaan aan, hy sê, maar hy tel op my hoof op. En ek wil net met die prentjie sien van die ou seentjie wat so hard probeer, en ons kry hulle. Hier seentjie wat hy probeer regtig hard, maar hy kan net nie die punte kry nie. Hy probeer regtig hard, maar hy kan net nie die afstand hardloop nie. Hy probeer regtig hard, sy hart is daar, maar hy het net nie die vermoëns nie. En baie keer sit daai kind so kop onderste bo by die skool of by 'n sportbyeenkoms of selfs by 'n kerk. Skryf as eksamen. Hierdie een kind is rent nooit in die kerk nie. Hy kry 100, net so tjoef tjoef. Hierdie ander kindjie is elke Sondag in die kerk. Hy leer net so hard, maar hy kry net 60. En God se oë, wie is die beter ene? Help my. Daai enetjie wat elke keer is, wat sy beste gee. En wanneer sy koppie nou so gebuig is, of ons kinders se koppies is gebuig, wat maak ons? Help gou vir my. Ons stap nou om en ons vat die kop en ons sê, ag nee man, kyk bietjie op. Ons help hulle. Wanneer laas jy jou kind se koppie bietjie opgetel, want dit is nodig. Ons tel hulle koppies op. Sê nee man, nee, fokus bietjie iets anders. En dis presies wat hy sê wat God doen. Hy sê, God tel my oë op, van rondom na bo. En hy leer dit vir ons reg in die skrif. Die lamp is die liggaam van die oog. As jy oogreg is, sal die liggaam verlig wees. Waarop jy kyk? As jy heeltyd hier kyk, nee, ek is nie goed genoeg nie, en ja, ek het net pyn en ek het net uitdagings, en ja, ek hoor wat julle sê, en ja, seker is waar. Nee, kyk op. Kyk op na hom. Jou oog is die lamp van die liggaam. Hou die oog gefestig op Jesus. Hebreërs 12 vers 2. Matteus 14 vers 30. Toe Petrus in die geloof wandel, toe kon hy water loop, maar toe hy die wind sien. Hoe weer? Dadelik, wat jy sien. So kyk hoe jy kyk na die wêreld om jou. Kyk na die wêreld deur God se oë. Nie deur die wêreld na God nie. Kyk deur God se oë na die wêreld. En jy en ek kan weet, ons is hoog opgetel. Dis my eer, dis wie ek is. Maar 'n derde gedagte ek hier vind, vriende. Duister geloof roep na God en wat volg is bo natuurlike rus. Kom ons gaan eers die gedeelte hanteer. Hy sê, "Luid roep ek die Here aan." Nou help gou vir my met daai woordjie wat daar staan. Beteken ek gaan nou stilte tyd hou en ek gaan sê, Here, my pyn is so seer. Here, ek is so teleeggestel. Here, ek het so diep geval. Is dit wat daar staan? Help gou vir my. Wat staan daar? Luid roep hy na God. As jy daar se vraag gelees, jy agterkom na sy sonde, gaan lê op sy aangesig voor God vir dae en hy ween soos 'n kind. Dit is ware berou. Luid roep ek die Here aan. En hy voor my. En ek gaan nie tyd vat nie, ek gaan vir jou net wys. Reg deur Psalms lees jy dit. Ek roep die Here aan wat lofwaardig is. Ek roep die Here aan in my benoudheid. 86, die dag van benoudheid roep ek U aan. 4 vers 2, ek roep U aan, verhoor my. Psalm 9 vers 10, so sê die Here, is dan 'n rotsvesting vir die verdrukte, 'n rotsvesting in die tyd van benoudheid. 37, 39, maar die hulp van die regverdiges van die Here. Psalm 50 vers 15, roep my aan in die dag van benoudheid en ek sal U uithelp en jy moet my eer. En jy kan dit gaan lees, hy kom op, as jy hom gaan insit op jou rekenaar, hy maak seker blaaie vol. Roep na God. So kyk mooi, hier is my realiteit, ek erken dit maak seer en ek vergeeslik dit nie. En ek sê, Here, dis seer, dit is, maar Here, ek bly nie daar nie. Ek lig my kop op. En U is my skuld, U is my eer. En jy staan op. En dan roep jy na God. Dan gaan bid jy, luister mooi, luid.
Jy gaan iewers in 'n berg as jy moet, jy gaan iewers in 'n privaat plek as jy moet. Maar jy gaan roep na God in gebed. En luister mooi, jy bid tot jy deurbid. Jy lê voor God tot jy deurbid. As dit die eerste dag nie werk nie, dan herhaal jy dit en herhaal jy dit en herhaal jy dit tot God jou leeg gemaak het vir jouself, dat jy kan deurbreek. Maar ons roep God aan in hierdie tye. Die storms om ons voet. As 'n geweldige storm en 'n sneeu en dit is weerlig en dit is reën. Maar hierdie 3-jarige seentjie slaap rustig agter in sy pa se kar. Is die storm vir hom nie erg nie? Nee, die storm is erg. Maar sy pappa bestuur. Wie maak nie saak wat die storm is nie. Solank jou pa bestuur, kan jy in gebed kom praat en jy kan in die storm kan jy die rustigheid vind. Ons vind dit bonatuurlike rus. Kyk nou wat sê dieselfde Dawid nou. Hy sê vir ons, ek gaan lê en ek slaap, ek gaan lê en aan die slaap mag raak. Dis sy gebed. En ek het wakker geword want die Here ondersteun my. Wat gebeur hier? Wat is die prentjie? Hier's 'n koning wat sonde gedoen het, wat sy eie kind teen hom draai, wat vlug in vernedering, wat sy kop gebuig is, wat kaalvoet vlug, dink aan die vernedering, en ja, God sal jou nooit weer help nie, laat jy gaan. Daardie man, nadat hy opkyk, nadat hy luid uitroep in gebed, lees ons, hy het gaan slaap in die nag. En hy het wakker geword, daar is geen slaap soos hierdie nie. Hy slaap, die slaap van die dooies, hoekom? Want hy weet, hy wat Israel bewaar, sluimer of slaap nie. My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Hy kan my voet nie laat wankel en my water kan nie sluimer of slaap nie. Die Here is jou bewaarder, hy is jou skaduwee aan jou regterhand. Almal kyk so na die Midde-Ooste. Ons moet bid vir Israel. Dis reg, bid vir Israel. Maar vriende, die eindresultaat van hierdie geveg is lankal opgeteken, duisende jare gelede. So dank die Here dat ons weet hoe gaan hierdie ding eindig, met die koning op sy wit perd wat gaan kom en 'n einde aan alles gaan maak. En daarom kan ek ook gaan slaap, ten spyte van my omstandighede, ten spyte van my bekommernisse, want dis die pad wat Dawid hier met ons loop. Hy gaan slaap en hy is rustig. Waar vind ek dit nog in die Nuwe Testament? Ek vind dit daar in Markus 4:30. Jesus saam sy disippels op die boot, op die see, op pad oorkant toe, en hierdie ouens sien dit raak rof, die golwe raak rof, die wind is rof, en hulle kyk vir mekaar, hulle sê, maar wat gaan aan? Kyk, ons gaan vergaan. Wat sien hulle? Maar hy lê en slaap. Kry vir jouself die prentjie. Jesus lê en slaap. Die res van die ouens beklei vir oorlewing, maar hy slaap. Wat is die verskil? Hulle oë was op die storm. Jesus se hart was in God. En hy het geweet, niks sal met hom gebeur solank hy in God se hand is nie. Vriende, God sê elke hoof, haar op jou hoof is getel. Daar sal nie haar van jou hoof afval as hy nie daarvan weet nie. Hy weet van jou storm. Hy weet jy dit verwoord. Jy kyk op. Jy vertrou die Here. Jy bid daaroor, jy vertrou die Here. En nou kan jy ook te midde van alles rustig slaap. Dink aan sy omstandighede. Dink aan die slaap. So angs sê, bly wakker, beheer als. Geloof sê, ek kan rus, want God regeer. Natuurlike voorwaarde, onthou ek sê altyd vir jou voorwaarde. As jy oorgegee is aan God, jy wandel met hom, jou sonde is bely, jy het nie dinge wat jy nou opsetlik besig is nie, dan het iemand gesê, jou slaap word jou grootste geloofsbelydenis. Want ek so in my storm kan beleef, dat God vir my deurdra. En dat ek kan opkyk, en ek weet, ek is nie bang vir die storm nie, want ek weet aan wie ek behoort. En wat nou gebeur is, vriende, hy kyk nou op, hy het nou gebid, en kyk nou wat gebeur. Nou in vers 7 kook hierdie kontak maak met God kook nou oor. So hy kyk, sy omstandighede, maar hy sien diep binne iets baie dieper.
dis my eer, dis my identiteit, dis wie ek is, kyk nou mooi, en hy kook eenvoudig oor, Matteus 12:34-35, Jesus sê, dit wat in die hart is, help my, sal by die mond uitkom. En in hierdie stryd wat Dawid in die duisternis is, en die lig breek deur, en hy kyk op, en hy bid, en hy kyk op, wat gebeur? Hy kook oor, kyk na vers 7. Ek sal nie vrees vir 10.000 van mense wat rondom my teen my gereed staan nie. Ewe skielik is hy 'n ander man. In die begin sê hy, Here, hulle is so baie, en hulle vermenigvuldig. Hy erken sy pyn. Maar dan kyk hy op. Hy bid deur. En toe die Here vir hom deurbreek, toe sê hy, nou kan hulle maar eintlik baie kom, daar kan hulle nou maar kom, ek is nou nie meer bang vir hulle nie. Dawid kom en hy verklaar, ek is nou gereed vir enigiets wat na my kant toe sal kom. Ek het veel al vertel van 'n ou vriend van my, 'n baptiste leraar, 'n kleurling man wat vandag in Australië is. Hy het 'n baie besondere kanker gehad, wat murgkanker wat nie sy murg opeet nie, maar dit het vermeerder. So kokker aan swelle dat hy so staan, na jaag in hospitaal toe. Dan kom ek daar aan lê, daai kleerling vriend van my daar. Kom ek sê ek, Shona, is jy alright? Wat gaan jy doen? En sê hy, dominee, ek het gisterand wie die duiwel gesê, is dit alles wat jy het? Gaan soek ander werk. Luister mooi. Dominee, hy het 3-4 grade gehad. Ek was sy junior in elke geval. My dominee, ek het gisterand wie die duiwel gesê, dit alles wat jy het, jy moet ander plek gaan soek. Vind dit wat beteken wanneer ek oorborrel van dit wat binne is. En dis wat ons hier by Dawid ook vind. In die laaste plek sien ons, duister geloof erken die verlossing en behoort aan die Here. Ons weet nou, dis wat Dawid nou hier sê, staan op Here, verlos my, my God, want u het my vyand op die kaakbeen geslaan, u het die tande van die goddelose gebreek. Daar begin nou hier beeld gebruik om te sê, ek is alright, ek het deurgebreek, ek het opgestaan, ek het het afgeskit van my, nou kyk ek op en ek sê, nee Here, u, die verlossing kom net van u af, dis net u wat my gaan deurdra, is dit u wat vir my gaan deurvat, en Here, ek gaan nie wraak neem nie, ek roep God en God gaan handel. Herken hierdie oorwinning wat ek nou beleef, hierdie vrymaak wat ek nou beleef, hierdie feit dat ek kan slaap met alles wat gebeur om my, dis nie van my nie, dis van God. God is die een wat dit vir ons gee. En vind dit behoort hierdie getuienis te wees, die Here is my heil. So kyk mooi wat sê hy vir ons, hy sê, staan op Here, verlos my, u het my vyande geslaan. Dis presies wat hy die volk gesê in Eksodus 14. Staan julle terug, ek sal vir julle beklei. Vers 14, die Here sal vir julle stry, julle moet stil wees. Maar weer eens 'n plek van afhanklikheid, 'n plek van oorgawe, waar ek my vuiste laat sak. Ek hou op beklei, ek hou op beskuldig, ek hou op vra, ek laat my hande sak en sê, Here, in u hand, u gaan vir my hierdie geveg stry. Jy kan dit ook gaan lees aan ander plekke. Hebreërs 10 vers 30, my kom die wraak toe, ek sal vergelde, spreek die Here. Efesiërs 4:26, word toornig en moenie sondig nie. Ja, dit maak seer. Maar moenie laat dit jou definieer nie. Laat jy nie deur die kwaad oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. En ek wil hê jy moet kyk hoe eindig hierdie Psalm. Hy sê nou daar, staan op Here, verlos my, u is die verlosser, u is die een wat dit kan doen, u gaan my vyande vat, ek gaan nie op my op hulle wreek nie, ek gee dit vir u, en nou wil jy moet kyk hoe sluit die Psalm af, kyk dit hoe mooi, hy sê die heil behoort aan die Here. Wat het in die begin gesê? Daar is vir jou geen heil by God nie. Maar soos hy met God wandel en deurbreek, kom hy en hy spreek, hy sê die heil behoort aan die Here. Kyk nou baie mooi, laat u seën wees oor u volk. Vriende, wanneer jy 'n deurbraak bereik, wanneer jy deurgebreek het met jou pyn, wat dit ook al is, mag dit nie daar bly nie. Dit moet verder uitkring. En dis wat Dawid net hier sê. Hy sê, Here, ek het deurgebreek, ja, ek is verneder, ek het seer gekry. Here, ek het by u voete gaan sit, ek het die lig die, ek het opgekyk, ek het gebid, u het my beantwoord, en nou sê hy, die heil behoort aan die Here, en nou sê hy, maar laat dit verder gaan. Jy sien, vind jou pyn, en my pyn is uniek en nie uniek nie. Ek het sekere dinge in my lewe, jy sekere dinge in jou lewe wat vir ons pyn veroorsaak het, en pyn veroorsaak, dit is wie ek is. Maar wanneer God vir my daaroor genees, nou moet jy baie mooi hoor, dan genees God jou nie net vir jouself nie, maar vir sy kerk.
Jy moet nou kan kom en sê, maar ek gaan nou met ander mense deel wat hierdeur gaan. Jy almal ken die seminar wat ek weet nie of jy al gedoen het nie, maar kom ons noem die seminar se naam is Shape. En kom ek sê gou vanaf waar staan dit? Shape staan vir spiritual gifts. My hart staan vir my wat in my hart lewe. A staan vir abilities, goed wat ek kan doen. P staan vir passion. Ek dink baie van julle wat my al rukkie ken sal weet, julle weet wat is my twee groot passies. Ek gaan nie eens vra, julle weet. Julle weet een raas en een proe. Maar julle leer dit gou ken en vir ons elkeen is dit so. Daar's passies wat kom. Waarvoor staan die E? Experience. Wanneer jy groot word met 'n pa wat jou verniel, as jy groot word met 'n pa wat van die oggend tot die aand drink, as jy groot word deur 'n familie wat baie skandes het en jy breek deur saam met die Here Jesus, wie's die beste om die volgende ou te help? Dis jy. Dis ek. Ek wat deur daai pyn is, ek wat deur hier goed is. En die Here wil dit gebruik en hy sê kom op, daai pyn is nie net joune nie. Daar's ander mense wat dit het. Gaan help hulle dra. Daarof het ons die harde les geleer met ons meisiekind se siekte oor baie jare. Ons het genoeg van mense gehoor wat ons seer gemaak het. Genoeg gehoor van goed wat ons so 'n dolk gesteek het. Dominee Jurgen kan dieselfde praat. Wat 'n kind in die dood moes afstaan. Waar mense sê nee, die Here het maar hy weet vir wie hy kan gee. Dis nie waar nie. Die Here het gekom en die mooiste blom gepluk. Dis nie waar nie. Dis pyn, dis seer. En wanneer ek deur hierdie seer beweeg het, kan ek by iemand gaan sit met 'n gestremde kind. En ek kan empatie en ek my mond is stil want ek het geweet wat vir my gesê is, gaan ek nie vir hom sê nie. En ek dink die Here kan daarvan ook getuig. Jy kan net, en daai is jou experience, dis wie jou vorm. So waar jou seer is, gaan deur dit, word genees en sê Here, hier's ek, gebruik my. En jy verbaas, so stuur jy mense oor jou pad wat jy nodig het. Die wêreld vra, hoe veilig is jou lewe? Wat sê tyd bly jy? By wat se sekuriteitsmaatskappy is jy? Hoeveel honde het jy? Hoeveel arms het jy? Dis belangrik, is waar. Maar ek wil hê jy moet mooi kyk. Psalm 3 vra 'n ander vraag. Hy vra, hoe naby is jou God? Hoe naby is jou God? Want jy kan binne in 'n estate bly met al die goeders en sekuriteitswagte en dan kan jy binne in daai plek ontvang, verkragt, jou keel afsny binne in daai plek en ek weet dit het al gebeur in plekke waar ek gebly het. Want die kriminele elemente is binne in daai plekke ook. Moenie dink hulle is buite nie. Dan kry jy mense op 'n plot of 'n plaas bly wat God dien en wat wagte uitsit in die aand in gebed. Ek sê nie dis die enigste oplossing, jy hoor my baie mooi. Maar wat gespaar is. So die vraag is nie hoe veilig is jy in die lewe nie, die vraag is hoe naby is jy aan God. En dit is ons behoud, vriende. Onthou, jy kan alles verloor, maar jy kan heerlik in die nag slaap, dis van God. Ek sluit af. Die vrede van die gelowige lê nie daarin dat daar geen vyande is nie, maar dat die kind van God weet, ek is meer as 'n oorwinnaar. Waar kry jy dit? Romeine 8. Dis 'n hoofstuk wat jy en ek moet memoriseer. Hy begin heel eers met, daar is dan nou geen meer veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Dan gaan jy hom reg deur heel onder sê, maar ons is meer as oorwinnaars deur hom wat ons lief gehad het. Mag die Here hierdie duister lig geloof vir kom oopbreek in hierdie dae. En mag u opnuut hierdie 4 dinge onthou. Die realiteit van duisternis en pyn, verhindering en verwerping. Dit is ons realiteit, dis seer. Huil daaroor, praat met Here daaroor, voel dit, ervaar dit, maar onthou ook, daar's ander mense wat deur dieselfde goed gaan. Wees vir hulle ook sensitief. Wanneer jy goed gaan, moenie vir hulle sê, ruk jou reg en kom weer. Nee, dis waar hulle is, dis hulle realiteit. Dis wat Dawid uitspel hier. Hy erken die realiteit van pyn en duisternis sonder om te geestelik daaroor te raak. Dit kom, maar nie daar nie. Tweede ene, geloof wat herfokus weg van uitdagings, nou fokus hy op. Hy het om hom gekyk, nou kyk hy op. Leer om jouself te kry om op te kyk. Om jou vinger te vat en sê, nee, Jupota, kyk op. Kyk op. Hou hom daar. Tot jy sê, Here, my oog is op U. Ek gaan nie onderkyk nie. Ek gaan nie meer luister wat mense sê nie. Ek gaan nie kyk wat omstandighede doen nie. Ek kyk op. Want dis wat Dawid sê. Ek fokus op hom. Hy is my eer. Hy is nie wat van neerkom. Dan gaan vind jou rus in God. Hy is my eer. Hy is my skild. Hy is die een waarby ek my rus vind. Hy is my identiteit. Dis wat ek wil ontwikkel in die laaste plek. As hy die oorwinning en die verlossing bring, dan moet dit ook verder gaan as jy. Mag dit vandag vasstaan in jou hart en mag die Here van ons opwek om te sê, Here, ek hoor.
Ek kom deur, ek word genees, en ek stel myself tot beskikking van hulle wat seer het en wat my nodig het. Amen. Kom ons bid die woord saam. Here, baie dankie vir Psalm 3, vir 'n duister prentjie wat lig word, vir 'n verhaal wat in neerlaag begin, maar in oorwinning eindig. Dankie Here dat ons almal geroep is om deur die drukke en die drukgange en die vure en die teleurstellings van mense te gaan. Dis nie een van ons gespaar nie. Maar Here, mag dit ons nooit identifiseer nie. Mag dit nooit raak wie ons is nie. Maar mag ons opnuut uitbreek uit hierdie dop en word wat ons is in Christus. Mag ons opnuut besef, my eer en my identiteit is in Christus. En volgens dit gaan ek lewe en my lewe inrig. O Here, geef ons deurbrake wat deurbrake nodig is. Waarna U geroep word deur die nagure, hoor en genees. Rig op, stel vry en laat ons mekaar kom bedien. Vader, baie dankie, ons dra elkeen aan U op wat deur Psalm 3 moet gaan, dat U vir ons aan die kant heel en beter sal uitbring as ons diskant in is. Vader, ons bid dit in Jesus se naam. Amen.